the bridle of a horse in sure control, but can also be used by the enemy to slow you down. He wants to use your past, mistakes, and shortcomings against you so that you can't experience the freedom in Christ. Then it's sometimes necessary to let go and run free like wild horses on open fields and live free without the yoke of bondage. You are watching Wild Horses. Baie welkom by nog 'n episode van Wild Horses. Ons delf so 'n bietjie in vandag in 'n baie interessante topik. Ons het een van ons gaste weer terug. Jy sal hom in een van ons ander episodes kry. Waar ons noem dit ons firebush, soos wat Moses by die brandende bos was. En dit was 'n gedeelte van sy getuienis. Maar vandag, baie welkom Etienne, dat jy weer by ons kom kuier het. Dit is altyd lekker om jou te hê. En ek wil begin vandag om met 'n versie wat ek graag wil lees. Dit is in Jakobus 5 vers 16 en dit lees as volg. Hy sê, bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die gebed van 'n gelowige het kragtige uitwerking. En ek wil net die klem daarop sit, hy sê bid teenoor mekaar, eerlik teenoor mekaar. En ek dink dit is 'n ding wat baie moeilik is vir mense daar buite is, om die eerlikheid teenoor mekaar te kan sê. Ek dink daar's 'n groot, swaar gewig Etienne, wat hang oor, kan jy mense vertrou? En jy wat aan die ander kant staan, wanneer iemand met jou iets deel, hy bely iets teenoor jou, die konfidensialiteit wat saam met dit gaan, wat so key is. Maar ek wil nie verder praat nie, ek wil graag vir jou vertel, jy het 'n getuienis oor dit, en asseblief share met ons. Ja, ek het eintlik redelik getuienis, maar anyway, so, hallo julle almal, en baie dankie julle dat ek weer hier kan wees, dit is natuurlik 'n groot voorreg, en mag die Here elke woord wat hier vandag gesê word, gebruik, want net die Here alleen weet wie het hierdie boodskap nodig en wie gaan hom kyk, wie het hierdie aanraking en hierdie net bietjie motivering om te wees van, weet jy wat, maar dit is nie die Jesus wat dit aan my gedoen het, so ek moet nie my rug op Jesus draai nie, verstaan jy? Yes. So in geval om te kom by my getuienis, so ek was in 'n gemeente gewees, ek is nog steeds ek nou in 'n nuwe gemeente, maar ek was in 'n gemeente gewees, en ek het bietjie deur, soos op my vorige getuienis wat ek gesê het, ek het 'n seksuele verslawing en alles, maar ek dink 'n pornografiese verslawing is 'n baie groot ding, especially, ek kan nie net sê tussen manne nie, maar especially tussen manne wil ek al sê, en wat met my gebeur het is, as gevolg van die molestasie en alles met die seksuele ding, was pornografiese, wat is die porn ding, was die ding, onthou, dit is nou 'n private sonde, verstaan, so, onthou, nou kan jy dit wegsteek, en baie mense voel, maar luister hier so, dis nie iets wat iemand anders seer maak nie, maar op die einde van die dag, dit maak jouself seer. En as jy sien die negatiewe effekte wat dit het, as gevolg van wat jy in jouself doen, deur om dit te kyk. So my groot ding is, ek het die Here begin dien, en ek het die Here dynamically gedien. Okay, bediening begin, die Here het al mense deur my hande genees, as ons vir hulle hande oplê, gevas weekliks, dit was soos ons was kragtig in die koninkryk van die Here. En deur dit, wil ek vir jou sê, as jy daar was en jy het weggeval, moenie worry nie, die Here het jou nie gelos nie. Sy woord sê in Isaiah dat die woord sê in Isaiah dat sy woord sal nie leeg terugkeer na hom toe nie. So as hy jou geroep het, sal jy geroep wees. En hy sal sy roeping deur jou laat geskied. En wat gebeur het is, so ek het 'n swak moment gehad. Ek gaan dit sommer gou met julle deel. Ek was op social media en ek sien toe hierdie intimacy pillow en ek wil vir julle verduidelik hoe maklik dit is wat jy kan val. En ek sien hierdie intimacy pillow en ek dog toe, ek gaan Google dit toe. Want nou wil ek vir my en, jy weet, vir mamma so 1 of 2 kussentjies kry, jy weet. En met dit, as jy, ek gaan tikkie woord intimacy op Google moenie, maar ek bedoel, dis havoc daarna. En toe val ek in dit in. En ek kom toe by die gemeente en ek gesels met een van die broers, ons was op die raad in die gemeente en ek gesels met een van die broers daar, net om iemand te kry om my accountable te hou. Soos 'n accountability partner. Yes. En ek gesels met die oom en ek deel met hom my getuienis en hy kom sien my toe en ons
praat 'n bietjie meer en verder en hy het toe glo 1 of 2 visioene gehad wat hy met my deel en die volgende ding is, ek stap toe by my huis in en my vrou is daar en ek praat toe oop oor my vrou, want my vrou weet alles. Ek meen vir my, die belangrikste ding wat ek weer kan sê vandag is, weet jy wat, bid dat die Here jou vrou se hart kan aanraak en laat jy enigiets waarmee jy sukkel, man, vrou, doesn't matter, laat jy met jou sielsgenoot en jou lewensgenoot kan gesels oor dit, laat die Here dit actually want dit help baie, maar om terug te kom by die oom, ek praat met die oom, en 'n week gaan verby, en ek hoor toe, die volgende week ons gaan kerk toe, en hier kom 'n ander ou, en hy sê vir my, nee, hy het iets slegs oor my gesê, en hy het my vergifnis nodig, en hy sê nie, hy het gesê, ek is 'n narcis, ek is van, okay, whatever, en hy maak toe sy hart op, ek sê vir man, brother, ek gee hom 'n drukkie en ek is lief vir jou en los het daarby. Dis nou 'n ander ou. En die week daarna kom ek weer by die kerk, hy is ook op die raad van die gemeente daar, die week daarna kom ek ook by die kerk, en hier kom 'n tannie na my toe, en sy wil met my praat oor iets. En ek en sy staan buite, my vroutjie stap in, en ek en die tannie gesels, en die tannie maak my hele verslawing waarin ek ingeval het, 'n tannie, wat nie op die raad is nie, in die gemeente, maak dit oop, ek is van, sjoe, en ek laat haar praat, en sy praat, en in die einde, ek sê vir, sy sê vir my, ek weet met wie jy gepraat het, ek sê, met wie tannie? Sy sê vir my, nee, met so en so, ek sê, nee, eintlik met daai oom, en toe kom ek agter, daai oom het gaan praat, en dit was vir my nogal, en kort daarna toe sê ek vir my vrou, weet jy wat, nie lelik nie, ek het al self agter 'n pulpit gestaan en preek, ek het al self agter 'n pulpit gestaan en vir die hele gemeente gesê, ek was vasgevang in pon, en ek het daar geval, en wat ook al, ek is nie skaam my om oop te maak, want weet jy wat, vir my gaan dit oor, ek wil nie net sê verslawing, ek wil byvoorbeeld, die mense moet weet, weet jy wat nee, confess your sins to one another, so that you may be healed, verstaan, en so vir my is dit nie 'n ding dat ek self skaam is nie, maar die feit dat mense, en dit het my seer gemaak, en ons is toe uit die gemeente uit, en ons is van die raad af, en al die klas van dingetjies, maar dit het my nie weglaat draai van die Here af nie, en baie mense daar buite, so ek wil net vir jou sê, weet jy wat, as mense jou seer gemaak het, dit was nie Jesus nie, Jesus sal jou nooit seer maak nie, so as ek nou dis nou maar in 'n nutshell daai getuienis wat gebeur het. En nou sê vir my, op die oomblik hoe jy daar gevoel het, en dis wat hierdie ding sê, hy sê eerlik teenoor mekaar, bely. En een van die dinge wat die Here sê hy haat mense wat mekaar afbreek, gossip. Ja. Hy haat dit, dis een van die goed wat hy haat. En dit is so swaar gewig vir hom wat baie mense terughou om oop te maak. Maar nou wil ek kom by die teleurstelling, en hoe awesome die Here is, in 'n teleurstelling, dan kom ons amper om te sê, it's conceived, something is conceived, en uit die teleurstelling is al iets gebore. Vertel my toe wat het gebeur nou van wat gebore is uit die seer uit die teleurstelling uit. Kyk nee, dit is hoekom die Here se woord is waar hy sê, he will make all things turn out for the good. Amen. Okay. Maak nie saak wat se seer jou hart voel of gevoel het, die Here sal iets goeds. So ek het van daar af het dinge aangegaan, en dit was ook nie dadelik nie, né? En iemand wat baie naby aan my is, het toe in AA meetings en goedjies gaan begin join. En met die wat sy een aand van haar experience met ons toe begin oopmaak en deel, kom die Here en hy gee vir my net hierdie gedagte. En ek sê vir my vrou, weet jy wat, ek wil 'n mannegroep begin. Maar ek wil 'n ding begin waar manne met mekaar kan praat, waar manne by mekaar kan kom, nie net verslawing nie, maar oor enigiets. Maar natuurlik verslawing is die kern van alles, maar oor enige ding. Want daar's manne wat, baie manne voel, hulle kan nie praat nie, of hulle wil nie praat nie met jou, want jy is 'n man, jy mag nie huil nie. Ja. Nonsens, jy mag huil. Ek huil baie. So ja, die Here het eintlik 'n hele bediening begin deur daai teleurstelling. So dis eintlik amazing. Ja. So wat ek verstaan is kan ek dit 'n beweging noem, kan, ja. Is 'n ministry, Yes. wat iemand kan uitreik, maar die kern van dit is wat ek weer gehoor het, is dat die konfidensialiteit van jou kant af om dit te hou, om hom te beskerm, nie om weg te steek nie. Dis nie wat ons doen nie, want die mense buitekant, in die geval van daai persoon, kon dit nie hanteer nie, om hulle te beskerm nie, want hoe minder mense vertroue het in jou, kan hulle nie eerlik oopmaak nie. En die woord ons kernvers sê, maak eerlik oop, sodat jy vir mekaar kan bid.
So, vertel ons bietjie van die ministry, hoe die ouens by jou uitkom en hoe werk die ding? So bietjie daar Okay, so dis op donderdag aande, 6:00 op donderdag aande. Okay. En ons doen dit heidaglik by, ons het 'n gospel gym hier so in die dorp, maar ons doen dit heidaglik by die gym. Okay. So die manne kan daar by mekaar kom. En dis 'n baie lekker ding. So ons het ook die wat nou welkom vir die verslawing, daar is 'n hele handboek, so ons werk bietjie goedjies deur. Daar's bietjie huiswerk wat ek vir die ouens gee, want wat die Here gedoen het, as a matter of fact, en dit is vir my so amazing, dit is, niemand het my uit dit uitgehelp nie, die Here het self my die tools begin gee, né? Yes. Okay, tools, ja, so, ons praat maar so Engels Yes, Afrikaans. reg. It's wild horses. Yes. So die Here het self my die tools gegee, hoe ek nie net kan vry kom nie, maar ook kan vry bly. Kyk, hy maak ons vry. Yes. Maar dan, daar's dinge wat die Here van ons verwag. Ons moet goedjies doen van ons kant af, soos in, as daai dingetjie jou 'n struikelblok is, dan moet jy seker maak, jy moet begin assess, wat se tye val jy? En wat se tye, waar is jy miskien alleen, waar raak mamma miskien in die slaap en jy lê in die aand met daai dingetjie, so op 'n stadium met die Here my gevat, en ek het my fone in die kombuis gelos, ons het in 'n dubbelverdieping gebly, ek het my foon in die kombuis gelos, en opgegaan bed toe en gaan slaap. Want dit was waar dit gebeur het. Ek het in die, Strategie, ja, so die Here, en dit is wat ons nou doen, so die Here het die hele ding so geguide, en hoe die Here oor maande my skoon en vry gemaak het, en my gehelp het om nou vry te bly. So ek het al daai goed, en dan natuurlik nou dit bietjie ekstra, maar soos 'n hele handboek wat ons deurwerk, dit klink miskien nou terrible, maar is eintlik amazing, want dit help jou soveel meer. Onthou, wanneer jy iets sien, lees, skryf, jy weet selfs soos jy op skool was en jy leer. Yes. So dis daai ekstra, en ja, so dis nogal amazing. En ons verstaan dat die verslawingskant 'n kritieke ding wat daar nodig is, en jy sal dit kan bevestig, Ja. is accountability port. Absoluut. Waar Absoluut. iemand aan die ander kant van 'n lyn is, en Absoluut. met die moderne selfoon wat die groot struikelblok is, kan daar nog steeds die grootste hulp wees, Ja. want ons kan instantly iemand kry. Ja. So is daar accountability partners onder julle groep Absoluut, ouens. sien, my ding is soos, kom ons sê nou maar jy's nou iemand wat die groep kom join het, en kom ons sê nou maar, my broer Johan byvoorbeeld, voel meer gemaklik met jou, dan kan hy met jou direk praat, so niemand hoef fisies met my te praat nie, soos wat die manne met mekaar begin, en dit is ook nie van, okay, kom ons jump in en staan op en introduce yourself en ek is 'n sex addict, nee, dit gaan nie so nie, dit is 'n baie meer relaxed situasie, ons kom en ons leer mekaar ken, en jy moet vertroue bou. Yes. Ek meen, dit het my 'n rukkie gevat voordat ek het daai oom geloof en ek het hom vertrou, maar dit het my 'n rukkie gevat voordat ek uitgereik het na hom toe. Ek meen, ek kon uitgereik het na die pastoor toe, maar daar was 'n rede hoekom ek seker nie na hom toe uitgereik het nie, want vir my is, onthou net een ding nie, soos my nuwe pastoor waar ons nou is, nê, hy gaan reguit vir jou, hy sal nie net jou koester met 'n mooi woordjie nie, hy gaan jou mooi vertel, nee, die Here sê nee. So, jy weet, so het my rukkie gevat, maar daai accountability, jy kan enigiemand, waarmee jy gemaklik voel, bid daaroor, wat die Here op jou hart lê, as jy daar aankom, is, wie ook al jy mee gemaklik voel, jy kan daai persoon vat, maar accountability is key. Sonder dit is dit baie moeilik om staande te bly. So wat ons altyd sê is, ons het soos 'n gesprek gehad, die pastore, baie mense raak verlief op die herder, want die herder is Ja, ja. liefde. Oh, ja. Maar as dit kom by kritieke stukke, dan is hy actually die profeet. Hy is the guardian of the word. En hy moet dan daar optree, en die mense like dit nie. So baie mense like nie om die pastoor te approach op daai way nie. Maar dan hulle is verlief op die herder, want die herder is saag en hy neem hulle in en hy lei hulle. So ja, daar is 'n interessante ding, die accountability. Ek wil graag met jou iets deel en jou vra. Jy wat in hierdie veld beweeg. Hierdie online gambling is besig om hand uit te ruk. Val dit nog steeds onder 'n verslawing? Bly die sal ek sê die wortel van die kwaad, bly verslawing. Ja. Want ek sien die online gambling is besig om amper die pornografie in te haal van agteraf, want dit is weer Absoluut. eens deur die foon en is gemak. Ja, die ding wat mense moet verstaan, maak nie saak wat se verslawing jy het nie. Elke verslawing se core ding, en wanneer jy val, alles bly dieselfde. Soos byvoorbeeld, as ek nou 'n voorbeeld kan gebruik waar, wanneer ek verval het in my verslawing is wanneer lewensdruk baie geraak het, verstaan jy, wanneer jy deur finansiële goedjies, of jou huwelik is nie lekker nie, of jou kinders, of jy kry net pressure van ander kante af van die lewe, dan soek jy eintlik, jy soek 'n relief, jy soek 'n breakaway waar jou brein kan afskakel, en dit is maar eintlik wat verslawing, dit is meer jou kern, jou core ding waar verslawing gebou word, dit is wat die vyand gebruik, om eintlik jou, want wanneer lewe rof raak, wat is jou happy place? So jy moet vir jou 'n nuwe happy place kry. Dis waar dit gaan. So dis hoekom alle verslawings is gebaseer. Onthou
Die vyand is nie baie, ek wil nie sê hy's dom nie, want hy is nie, maar hy het dieselfde patroon wat hy heeltyd volg, verstaan? En dit is hoekom verslawingse patroon alles maar basically op dieselfde fondasie gebou word, as ek so kan stel. En dit kom van rejection af. Yes, okay, so die kernkoor is rejection. En wat so belangrik is om te sê, is om te wandel saam met die Here. Die Here sê, daai skrif is moeilik, want mense verstaan nie. Hy sê, wanneer jy moeg en oorlaai is, gee dit vir my. En dis waar die ministries bykom om te sê, dat daar is iemand. Ja. Maar omdat ons in 'n tradisie vas is, veral die Afrikaner, dan jy nou sê, jy mag nie huil nie, jy mag nie mou nie, want dan is jy weak. En ons moet daai ding los, en ons moet daai tradisie breek, want as 'n skrif in die Bybel wat sê, wat nullify, wat stop die werk van die Heilige Gees in die woord, die krag van die woord is tradisie. Dis tradisie wat mense vasmaak, en dan wil mense escape, want hulle is in hierdie wêreld wat hulle is, hulle het nie antwoorde nie. Nou ek wil verder jou vra nou, hier's iets wat saam inspoel, hierdie gospel gym van jou, wat jy opgerig het, en die pad wat jy gestap het, werk hierdie ding saam, kan hierdie ouens, wat in hierdie groep is dit 'n goeie afleiding om daar te gaan oefen, om bietjie fikser te word, en dan wat vir die ander mense daar buite, wat dit is ook 'n ministry op sy eie, vertel ons bietjie meer van die gospel. So net om terug te kom op daai, die Here se woord sê, hy haat ons tradisies, verstaan, net om op die tradisie actually net af te sluit vir my. Okay, terug by die gym. So dis nogal amazing, so toe ons jare terug ons lewe, ek sal 26 jaar in die gym, ek 26 jaar terug in die gym industrie begin, hè. Bietjie 'n break gevat hier en daar uit, maar kom ons sê nou maar 26 jaar. Ek het in 2021, toe het ek en my vroukie 'n gym gekoop in Heidelberg. En ek het net gevoel, ek is nie lus. Wat eintlik gebeur het, ek het eendag toe loop ek in die mall. En daai but I still haven't found what I'm looking for, moet my asseblief nie opskryf vir, ek kan nie sing nie, okay, so ek gaan dit nie try nie, maar ek luister daai, nou ek love musiek, nee, en ek loop in die, dis waar die gospel gym eintlik begin het, so, en ek loop in die mall en ek sing hierdie liedjie, want dit is 'n liedjie wat ons almal ken, en ons almal kan so maklik in 'n liedjie inval en hom saam sing, en terwyl ek in die mall loop en ek sing hierdie liedjie, voel ek die Heilige Gees in my hier binne, en ek voel hoe die Here vir my sê, bly stil, maar so steunlie, nee, en ek's van, sjoe, en ek bly stil, en ek voel die vraag kom na my gedagte toe, waar die Here my vra, weet jy wat jy sing? En ek vat my foon, en ek gaan Google die lirieke van But I Still Haven't Found What I'm Looking For van U2, en hy sing daarin, I've held the hand of the devil, well, I've spoken with the tongues of angels, I've held the hand of the devil, dis van sy lirieke, nie? Ja. En die volgende gedeelte sing hy, you've carried the cross of my shame, you know I believe it. Direk daarna sê hy, but I still haven't found what I'm looking for. En ek besef net daar, what? Daai sang wat ons almal so maklik kan saam sing, sing 100% waar daai ou sing, Here, ek het al daai goed gehad, ek was gedoop met tale, ek het al die dinge gehad, en ek weet iets gesterf vir my, maar dis nie wat ek wil hê nie. Ja. En net daar sê ek vir my vrou, ons sal nooit weer enige ander musiek as gospel in ons huis luister nie. En dit vat toe oor gym toe. En toe kom die gospel gym in. Okay. En in die begin het ek baie vlek gekry van die kliënte af, nee. Soos baie. Kliënte gaan musiek en met sulke vraagtekens, want waar kry jy nou gospel musiek in 'n gym? Ek meen dis gewoonlik hierdie doef musiek, jy weet, want ouens wil ons so psyched upraak. En weet jy, dit was nogal, ons het baie op teenstand gekry, maar kom ek deel die mooi deel daarvan nie. 4 huwelike in daai gym was gered. Sonder dat ek en my vrou 'n hand op daai mense gelê het. Sonder hand. Ons het nie eens geweet hulle huwelike is op die rotse nie. Daar's onder andere een ouetjie wat vir my gewerk het, Leon Groenewald, baie lief vir hom. Hy werk nou in Amerika, maar hy het my altyd meneer Jacobs genoem en ek het hom Groenewald genoem. En die eendag bel hy my en hy sê vir my, sorry, ek moet hierdie getuienis deel want dit is so amazing, nee. En die eendag bel hy my, hy sê vir my meneer Jacobs, ek sê van wat Groenewald. Toe werk hy nie meer vir my nie, hy was op 'n stadium my bestuurder. En hy sê, jy weet ek kom gym altyd met my oorfone, nee, want hy wil sy wêreld se goed luister. Ek sê vir hom, ja nee, ek weet. Hy sê, for some reason, het my oorfone nie gecharge gestrand nie. Hy sê, en ek weet nie hoekom nie. Hy sê, maar nou weet ek hoekom. Ek sê, hoekom? Hy sê, terwyl hy op die light pull-down machine was, sonder sy oorfone, want dit was pap, het hy nog sy set klaar gemaak, en die volgende oomblik, toe kom die Heilige Gees oor hom, dat hy die weight neersit, nee. En hy sit net so in die trane begin net loop, en die Here raak daai man aan, op daai gym machine, nee. En dit was vir my so amazing, daar's nog 'n wower getuienis is dit, 'n jong man, 21 jaar oud, 'n swart man, maar goed gebou, nee. En hy kom eendag by my kantoor ingeloop, en hy vra vir my, sir, can I speak to you? Ek sê, yes, please sit down. En
Hy sê vir my, you know, a few years back, want is 'n jong swart man. Hy sê vir my, a few years back, my best friend committed suicide. So hy was 17. En hy sê vir my, hy was op die verge, eintlik nie a few years nie, ek ook weer, dit was onlangs. Hy sê vir my, hy was op die verge om suicide to commit, nee. Hy sê, and something led me to your gym. Today I know it's the Lord. Hy sê, and since then, hy spandeer 4 tot 8 ure 'n dag in die gym. Kyk, ons het 24 hours oop, so jy kan enige tyd gym, behalwe Sondag. So, en dit is vir my so amazing waar die Here daai man van suicide af na die gym toe gebring het. En net in die teenwoordigheid, jy moet verstaan, in die teenwoordigheid van die Here, as jy worship aansit, of jy saam sing of nie, die Here word geworship. En sy gees is waar hy heilig geag word, daar is sy gees. En weet, dit is so amazing om te sien, en dit is wat, ek sal nooit in my lewe dit verander nie. Net om te dink hoe die Here mense verander. Wel, ek beoog om, ek het my vrou gevra, ek het 'n droom en ek het die Here gevra. Oor die volgende 10 jaar wil ek, en elke jaar wil ek 'n gym oopmaak in 'n ander area. Behalwe as daar area is waar ek kan sien, soos byvoorbeeld, sê maar Boksburg wat groot is, mag miskien 2 takke benodig, want dit is groot. En dit gaan nie vir my oor die dit gaan vir my oor die ministry. Dit gaan vir my oor die mense wat, jy weet, onthou net een ding, nee, my gym is 24 hours. En vanaand 12 uur loop my laaste kliënt daar uit. Môreoggend 3 uur kom my eerste kliënt daar in. Môreoggend 3 uur as daai kliënt daar is die Here besig om hom te bedien. Amen. En ek lê in slaap. Amen. En dis waar dit vir my gaan. Wat 'n getuienis, wat daar so, dis die rede, dis 'n active voice, nie om hom op 'n pedestal te sit nie. Ons het hierdie gedoen om julle daar buite te sê, jy wat begin, jy wat kyk om te begin, jy wat die besluit gemaak het, jy wat miskien 10 jaar op die pad was, jy wat besig was, active was, wat 'n leerstelling gekry het. Maar die Here werk in ander maniere, hy werk daar, hy's buite, hy's daar om vry te maak. Etienne, hulle het daar julle bewys, al die details gaan ons hier onder op die skerm sit, van waar hulle is, in hulle adres en alles, julle het gehoor wat daar gebeur. Party mense kom na 'n plek toe van nuuskierigheid en loop hulle in die kruis vas. So ons nooi julle uit, en ons gaan afsluit met hierdie, ek gaan vra dat Etienne vir ons sal afsluit, as jy nie sal omgee nie. 100%. En bid vir die mense daar buite, en baie dankie dat jy kom kuier het, dankie dat jy kom deel het, dankie dat daar iets is daar buite, wat iemand kan uitreik na toe. Dankie. Dankie dat jy genooi was, en dankie dat jy gekyk het, en skakel gerus weer in. Ek wil net sê, voordat ek gaan afsluit met gebed, wil ek net sê, luister, as jy regtig deur 'n dag gesit en jy het enigstens seer gehad, enigstens seer gekry deur 'n mens, weet jy wat, hou net jou oë op die Here. Okay, onthou net, die Here sê in sy woord, ons moet op hom vertrou, ons kan nie op mens vertrou nie. So weet jy wat, almal van ons het al seer gekry. Daar's nie 'n manier wat jy die Here dien en nie gaan seer kry nie. Maar ek beloof jou, dis nie Jesus wat jou seer gemaak het nie. So ek wil jou net bietjie bemoedig met daai woord, maar kom ons maak ons oë toe. Here, ons kom voor U en ons wil vir U sê dankie, Here, vir weer eens 'n fantastiese geleentheid, Here, waar ons U naam net kan ophef, Here, waar ons U naam net kan oplig, Here. Here, ek bid vir elke persoon daar buite, Here, wat seer gekry het, Here. Here, dat U hulle harte nou dadelik sal aanraak met U genesingskrag, Here. Here, dat 'n vuur deur hulle sal gaan, Here. Here, ek vra dat daai vuur weer in hulle wakker gemaak sal word, Here, wat hulle op een stadium gehad het, Here. Die wat nog miskien nie weet van wat se vuur ek van praat nie, Here, kom steek hulle aan die brand, Here. Here, dat hulle dinamies sal word vir U koninkryk, Here. Die tyd is so min, Here. Hoe nader ons aan U kom, Here, hoe meer kan ons in ons gees voel, Here, dat U kom so naby. Here, daar's nie meer tyd om te mors nie, Here. Ek vra dit U, Here. Ek maak nie saak waar hulle gaan kyk nie, Here. U kan soveel bedieninge uit hierdie ding uitstig, Here, of dit nou in die Kaap is, Here. Maak nie saak waar in Suid-Afrika nie, Here. Here, maak nie saak waar in die wêreld nie, Here. U kan mense gaan aanraak, Here, en ek vra dat U hulle sal aan die brand steek, Here, met 'n vuur wat net die Heilige Gees het, Here. Here, en doop hulle, Here, soos wat U gesê het, Here, of soos wat Johannes die Doper gesê het, Jesus kom en hy gaan ons doop met die Heilige Gees en met vuur, Here. Net U kan daai vuur bring, Here, en ons dank U vir dit, Here. Ek vra dat U asseblief by elkeen sal stil staan, Here, elke persoon op buite, Here, wat sleg voel, as gevolg van iemand wat hulle so te nagekom het, Here. Nie mense hulle te na, hulle was die een wat die seer veroorsaak het, Here. Dat hulle self sal kan vergewe, Here. En Here, dat hulle sal vergifnis kan, die persoon, as hulle nog in kontak is met daai persoon, dat hulle uitreik en vir daai persoon sê, jammer, vergewe my vir wat ek in jou gedoen het. En weet net, dit was nie miskien uit
uit opset nie, Here, maar ek vra Here dat U elke persoon wat hierdie episode, Here, wat dit kyk, Here, dat hulle dit sal kan deel met mense, Here, wat hulle weet het seer gekry in die gemeentes, Here, of in 'n kerk, Here, of in 'n selgroep, of waar ook al, Here. Ek vra in Jesus naam, Here, dat U saam met hulle sal wees en dat U hulle sal vashou en bedek met die bloed en met U liefde. In Jesus naam, ons bid dit alleen. Nie omdat ons dit verdien, Here, maar alleen uit U groot genade en ons dank U. Dankie vir hierdie, Here, en dankie vir wat hierdie hele episode, Here, en hierdie hele reeks gaan doen vir U koninkryk daar buite. In Jesus naam alleen. Amen. 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 Baie dankie Etienne. Baie Baie dankie daar buite. Tot 'n volgende keer en onthou, laat die vuur wat gebid is oor jou in die brand hou en aan die brand steek waar jy gaan. Dankie, tot 'n volgende keer. The bridle of a horse ensure control, but can also be used by the enemy to slow you down. He wants to use your past, mistakes, and shortcomings against you so that you can't experience the freedom in Christ. Then it's sometimes necessary to let go and run free like wild horses on open fields and live free without the yoke of bondage. You are watching Wild Horses.